Vertroue versterk deursigtigheid. Ek lees in 1 Johannes 1 vers 7. Maar as ons in die lig lewe soos hy, dit is nou Jesus, in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Nou wanneer Johannes skryf dat ons in die lig moet lewe, moedig hy ons aan tot 'n lewe van eerlikheid, van openheid, van innerlike integriteit. Deursigtigheid is nie net 'n mooi morele ideaal nie. Deursigtigheid is ook 'n geestelike praktyk wat gemeenskappe genees en versterk. Ek het al gedink as politici en bemarkers net meer deursigtig is, was die kanker van korrupsie al lank al genees. Maar kom ons begin by onsself. As ons in die lig lewe soos Christus in die lig is, dan word ons deel van 'n gemeenskap waar vertroue natuurlik groei. En so word goed nie weggesteek nie, en alles word deur liefde gedra. Dit bou samehorigheid in enige groep. Wanneer mense byvoorbeeld in 'n groep of organisasie eerlik die begroting, planne en uitdagings deel, dan skep dit 'n gevoel van veiligheid en van integriteit. Mense weet waar hulle staan, hulle weet waarna toe dit gaan. Navorsing bewys dat sulke openheid oksitosien vrystel. Dis 'n neurochemiese stof wat vertroue en groepskohesie versterk. So wanneer ons eerlik leef, help ons gemeenskap se breine om mekaar te vertrou. Nou dit vra moed om deursigtig te wees. Begin eerlik met jou sosiale media. Skep die gevoel van ons mag ons ware self wees. Gemeenskappe wat op vertroue gebou is, floreer. Hulle ervaar minder konflik, hulle ervaar meer samewerking. Hulle sien vir baie meer kans omdat hulle die gevoel van kollektiewe krag ervaar. Saam is ons beter. So kom ons deel ons gedagtes hardloop en eerlik en natuurlik respekvol met mekaar. Dan bevry deursigtigheid ons almal. Kom ons deel ook ons uitdagings en vrese eerlik. En op hierdie manier bou ons vertroue en word betroubare verbintenisse gevorm. Vertroue versterk deursigtigheid. Leef geïnspireerd.